30ste het ons street store uitreik. As jy deel wil wees van die span wat daar gaan help en fasiliteer en bedien, dan wil ek vir jou vra, sal jy jou naam by die infotoonbank net opgee. Dit sal goed wees. Dit sal goed wees as jy saam kan gaan en deel van hierdie inisiatief sal wees. Rick en Belinda is al vir baie jare deel van Doxydale. Inteendeel is die tweede aanstelling in Doxydale gewees. Het is my voorreg om saam met Rick hulle te journey al vir baie jare. Dankie vir julle vriendskap, ons waardeer julle so. Ons was op 'n stadium saam op span ook gewees en dit was heerlik gewees. Vanmôre dink ek Rick het vir die meeste van julle dalk nie bekendstelling nodig nie, maar ek wonder of julle bereid sal wees om vir Rick en Belinda te verwelkom met 'n lekker groot handeklap. Dankie Henny, Antoinette, dankie span. Het is 'n voorreg om hier saam met julle te kuier en ek sluit aan by week 2 van julle reeks Nooit Alleen nie, Never Alone. Het ek dit reg? Het ek die titel korrek gekry? Ja, sy kommunikasie is skitterend. Dankie dat jy my opgestel het vir vanoggend Henny. Maar ek wil vanoggend nie noodwendig insak in die detail van wie die Heilige Gees is en wat hy kom doen het. Wat ek eerder wil doen is net die prentjie skets van hoe Jesus ons opgestel het om nooit alleen te wees nie, om saam met die Heilige Gees deur die lewe te kan gaan. So hoe hy ons opgestel het daarvoor is waar my fokus vandag gaan wees. So een van die skrifgedeeltes, ek weet nie of julle dit ook so beleef nie, elke nou en dan lees jy iets en hy spring uit en jy besef, hierdie is maar nie net 'n stelling in die verbygang nie, hierdie is 'n kritiese kerngedagte en daar's soveel goed wat skielik in plek kom wanneer jy hierdie ding raak sien en hom as 'n sentrale gedagte hou. Jesus het goud in die verbygang laat val. Iemand vra hom 'n vraag en dan maak hy net een of 'n side comment, né? En dan gaan hy aan en hy antwoord die vraag, maar die side comment, die waarde, die goud in daai side comment is fenomenaal. Soos byvoorbeeld Matteus hoofstuk 22, hulle is besig om te stoei oor egskeiding en trou en al daai goede. En dan maak Jesus 'n stelling en hy sê, julle dwaal want julle ken nie die skrif nie en ook nie die krag van God nie. Nou hy maak daai stelling op pad na sy antwoord toe. Maar daai stelling is fundamenteel tot die hele lewe. Elke keer waar ek die pad buister geraak het, is dit omdat ek iets van wat die Here klaar in die skrif gesê het, dat ek dit nie raak sien nie, of nie gehoorsaam nie. Elke keer wat ek die pad buister raak, is dit omdat ek nie die krag van God in die persoon van die Heilige Gees nie erken of gehoorsaam nie. As ek die stryd in narrow wil behou, hierdie twee goed is fundamenteel. Verstaan waaroor die skrif gaan en raak vertroud met die leiding van die Heilige Gees. Anderste gaan jy soveel foute maak, jy gaan aanhou foute maak. Ek love die stelling wat John Simons elke nou en dan maak. Hy sê, as ons vandag wyse besluite neem, hoef ons môre vir minder wonderwerke te bid. Dit is so waar, as ons die skrif en die krag van die Heilige Gees hoog ag, behoort ons opgestel te wees vir die lewe. Nou, daar's 'n ander element aan hierdie ding van die krag van God, die persoon, die dinamika van die Heilige Gees verseker, maar daar's 'n ander element wat inkom, verstaan hoe God goed in plek gesit het om jou te bemagtig. It's not only the power of God, it's the way God has set things up to empower you. Nou daai element sien ons in die hele ding van die huwelik, waaroor hulle nou in Matteus 22 nou stry. I know that God set me up in a marriage that would empower me. I know God set me up in a family that would empower me.
God het sy bes gedoen om my op te stel, om bemagtig deur die lewe te kan gaan. Dis hoe belangrik die persoon van die Heilige Gees is, en tweedens, hoe Jesus ons opgestel het om met hom te kan deur die lewe gaan. So dit dan as fundament vir dit wat ek vanoggend wil deel. Kom ons gaan na die stelling wat Jesus maak nadat hy opgestaan het uit die graf uit, waar hy sy disippels bymekaar het en hy sê vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Jesus het geweet, dis onmoontlik om, soos die Vader hom gestuur het, sy disippels uit te stuur, dis onmoontlik dat hulle so effektief gaan wees soos hy, dis onmoontlik sonder die bemagtiging van die Heilige Gees. Nou, ek weet nie of jy ooit in terme dink soos wat ek elke nou en dan dink. Ek wonder partykeer, is dit beter om sonder sig of sonder gehoor deur die lewe te gaan? Is dit beter om met 'n linkerhand of met 'n regterhand deur die lewe te gaan? As jy moet kies, watter een gaan jy nie hê nie? Dan ek kom op die punt waar ek besef, ek is ontwerp om beide te hê, linker en regterhand. Wil jy sonder 'n pa of sonder 'n ma deur die lewe gaan? Nou ek weet, dit gebeur dat mense daarmee gekonfronteer is, maar dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. So as jy vra, wil ek sonder die skrif, die Bybel, of sonder die Heilige Gees, jy is ontwerp vir beide. Om sonder een van die twee deur die lewe te moet gaan, jy's ingedoen. En om te kies, om nie die Heilige Gees toe te laat in jou lewe en sê, wow, hierdie super spiritual, hierdie airy-fairy besigheid, ek weet nie of ek in is vir daai goed nie. You're missing what you were designed for. Dit wat daar gebeur in Johannes 20, is die tweede keer wat God op iemand blaas om sy gees in daardie wese te laat inkom. Waar was die eerste keer waar dit gebeur het? Genesis 2 vers 7. Toe God die mens vorm, kom blaas hy sy lewe in daai wese in, en die mens het 'n lewende siel geword. There's an element of life that you were designed for, that you will never know unless you welcome the breath of God, the atmosphere of heaven, into the very depths of your being. Dis wat Jesus daar vir ons kom sê en gedoen het. So, hoe het Jesus ons dan opgestel om dit te kan ontvang? Ek weet nie of jy van brain teasers hou nie. Ek haat die goed. Want dit wys my elke keer hoe stupid ek is, hoe dom ek is, hoe ek nie goed kan raak sien nie. So ek gaan dit vanoggend met julle doen. Ek gaan vir julle 'n brain teaser gee. Vir die van julle, kom ons check net gou. Vir die van julle wat klaar hierdie een ken, en dis nie 'n brain teaser nie, dis 'n no-brainer. So, maar asseblief, moenie vir die ouens langs jou sê hoe om dit reg te kry as hulle dit nie weet nie. Dink net so 'n bietjie. 4 reguit lyne. Blykbaar is dit moontlik om hierdie te doen met 1 reguit lyn, maar dit is 'n baie lang lyn. Using only 4 straight lines. Net 4 reguit lyne. Sonder om die pen van die bladsy af te haal of weer oor een van die strepe terug te gaan, verbind al 9 van hierdie kolle. Vir die van julle wat by my wil check, tel gou. Ja, dit is 9. Ja. Alright, vir die van julle wat weet hoe om daai te doen, wys my net gou. OK, hier is 'n paar. Ja, hier's 'n paar. Julle was al seker in vorige sessies waar ek hierdie gedoen het, of nee. Alright, goed.
kom ons verlig die spanning. Ek gaan vir jou wys hoe om dit reg te kry. Alright? En op die einde van die prentjie, hopelik gaan jy 'n greep hê op hoe Jesus jou opgestel het om in hierdie lewe bemagtig te wees. Empowered to live this life. Nou die eerste, kom ons begin by die eerste kolletjie waar ouens wat in die westerse samelewing groot word, gewoonlik begin top left. Party ouens kom net nooit weg nie, want hulle siening oor wie Jesus is nie akkuraat nie. Hulle sê, Paashaas, Kersvader, Tannemuis, ander gode, Jesus, selfe kategorie. Dis nie 'n werklikheid nie. Stories, wat ouens uitdink, vir een of ander rede. Hulle het nie hulle huiswerk gedoen nie. I love Jeff Allen, hy maak 'n paar stellings wat so incredibly skerp is. Hy vertel hoe hy tot bekering gekom het en die Here begin dien het. Hy sê hy was op die golfbaan en van sy golfbuddies praat oor hierdie ding van Bybel en kerk en Jesus en wat ook al. Nou vra hulle hom, so, en jy? Sê nee, ek's 'n ateïs. Dan vra hulle, hoe het jy ateïs geword? Hy sê nee, ek glo nie na die Bybelbesigheid nie. Nou vra een van die ouens, het jy die Bybel daarom gelees? Hy sê nee, wat? Stel nie belang nie. Ek weet dis 'n klomp twak. Sê die ou vir hom, jy's nie 'n ateïs nie, jy's 'n idioot. Hy sê, want net 'n idioot sal 'n ding van die tafel afskuif sonder om agter te kom waaroor dit eintlik gaan. Ja, so as ja, ek wil nou nie verder daarop ingaan nie, maar okay. Van die ouens wat klaar hulle huiswerk gedoen het, besef Jesus was gekruisig. Daar's geskiedkundige bewyse. En die Bybel is nie die enigste plek waar daar inligting lê nie. Daar's geskiedkundige bewyse dat 'n mens met die naam van Jesus van Nasaret wel geleef het. Hy is gekruisig ensovoorts. Daar's dokumentasie wat dit bevestig. So as jy dit nie wil glo nie, moet jy teen daai dokumentasie besluit. Maar party ouens redeneer so, ja, maar Julius Caesar het ook geleef, Napoleon Bonaparte, Mahatma Gandhi, ek meen, gaan deur al die groot name in die geskiedenis, daai ouens het in daai tyd geleef, hulle het hulle ding gedoen, maar dit was toe, hierdie is nou. Daai het met ons niks nou te doen nie. So Jesus, ja, in sy tyd, in sy plek, maar hierdie lewe, ek moet dit maak werk. Dis, okay as jy daar wil wees, maar dan skuif 'n paar ouens na die plek toe, omdat hulle besef, die opstanding plaas vir Jesus in 'n totale ander kategorie as enige ander groot naam in die geskiedenis. En daai is ook gedokumenteer. Hulle maak die skuif, dat daar 'n implikasie is aan wat hy gedoen het. Jesus is nie net gekruisig nie, maar dit het 'n implikasie op my lewe. Nou begin ons die vraag vra, okay, so hoekom is Jesus gekruisig? En as hy vir jou gekruisig is, wat beteken dit? Party ouens kom tot die slotsom, jy het my heeltemal te ver vooruit gehardloop. Jy gaan vir my moet wag, want jy het nou die hele game net daar weggegee. Ek is nog nie klaar op hierdie punt nie. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Party ouens reken, okay, sodat hy vir my sondes kon sterf. Dan vra jy die vraag, okay, so hoekom die opstanding dan? As sy liggaam en sy bloed die hele rede was vir hoekom hy gekom het, hoekom het hy opgestaan? Ek meen, gekruisig, in die graf, job done, mission accomplished. Dis dit. Hoekom het hy opgestaan? Daar moet meer wees as net vir my sonde sterf. Daar moet meer wees. Okay, sodat hy 'n nuwe koninkryk kan kom vestig, ja, sure, maar sou dit nie makliker gewees het om in Jerusalem daar te bly leef? Hoekom die hemelvaart dan? As hy daar bly leef het, dan kon die hele ding van die koninkryk van God baie makliker gewerk het. Hier is 'n fisiese bewys van 'n man wat gekruisig het, opgestaan, hy is die koning, hy die bewyse. En hy kan nie sterf nie, so generasie op generasie op generasie kan kruistogte of wat ook al togte na pelgrimstogte na Jerusalem, the pilgrims tours, can you imagine how they would have pocketed ouens Jerusalem toe te stuur om Jesus te gaan sien? Hoekom die hemelvaart dan? Waar het dit gegaan? Jy sien, die godsdienstige antwoord is, hy het vir my gesterf,
sodat ek vir hom kan leef. Maar weet jy waar plaas dit jou? Al ewig op die agtervoet. Want elke ding wat jy probeer regkry, hy het dit beter gedoen, en hy het dit eerste gedoen, en jy meet nie op nie. As jy dink, hy het gesterf vir jou, sodat jy vir hom kan leef, het jy jouself in die voet geskiet. Want jy is al ewig skuldig, al ewig op die agtervoet. Godsdiens maak jou moedeloos. Daar is ouens wat soos die manne daar agter vir jou geprompt het om te sien. Daar is ouens wat besef, hy is nie net vir my gekruisig nie, ek is eintlik saam met hom gekruisig. Dis waar Paulus vir ons help om die connections by mekaar te maak. He didn't just die for me, he took me with him to the cross. Hy is my verteenwoordiger, hy het aarde toe gekom, vlees, lyf, lewe, mens geword, hom ten volle vereenselwig met my, en nou nooi hy my om my ten volle te vereenselwig met hom in sy dood. Alleenlik as ek daai skuif maak, stel dit my op vir die res. Ons gaan nie nou na die res toe nie. Nog nie. Die antwoord dat hy kruis toe gegaan het en my saam met hom gevat het, skuif soveel goed in hoe ek nie net oor hom dink nie, maar hoe ek oor myself moet dink. Ek sien myself as saam met hom gekruisig. So wat is die implikasie daarvan? Wel, sy dood het my vrygemaak van enige bedreiging van die duiwel. Want as ek in hom gekruisig is, dis die ergste wat die duiwel vir enigiemand kon gedoen het, and he is now beyond the reach of what the devil can do. Ek sien myself daar, I'm out of. Die duiwel is nie meer vir my 'n bedreiging nie. Vry van die bedreiging van die duiwel, vry van die mag van sonde, vry van vrees vir die dood, volkome in 'n totale nuwe identiteit in hom. En Hebreërs 2 noem dat ons dan eintlik, hy sien ons as sy broers. Interessant, die woord broers, adelphoi in die Grieks, eintlik is die wortel of die grondbetekenis daarvan om vanuit dieselfde baarmoeder gebore te word. Ons en hy, selfde oorsprong. En hy vat ons saam met hom na die kruis toe. Dan volg logies die volgende stap. As ek saam met hom gekruisig was, is ek ook saam met hom begrawe. Wat het aan die kruis gebeur? My sondige verlede is aangespreek toe hy sê dit is volbring. Maar wat het in die graf gebeur? My sondige natuur is saam met hom begrawe. Dit is verby. En dan, soos wat Paulus vir ons verduidelik in Efesiërs, ons is saam met hom opgewek. Nuwe lewe gegee. Jesus sê dit self, Matteus 28:18, alle mag is aan my gegee. Hy staan op as oorwinnaar oor dood, oor sonde, oor graf, oor hel, en hy vat my saam met hom, waarna toe? Ons gaan donderdag aand daaroor gesels. Hy vat my saam met hom, om met hom te gaan sit in hemelse plekke. I have been repositioned to function from the same place that he now functions. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar daar's 'n mens op die troon wat regeer oor die heelal. Die ganse skepping is onderworpe aan 'n mens. Eish. Daai
blaas my weg. As ek saam met hom in hemelse plekke sit. Dis wat Jesus gesê het in Johannes 14. Ek gaan hom vir julle plek te berei, sodat waar ek is, julle ook mag wees. Hoor jy die woord mag? Jy het die volste reg. As jy saam met Christus gekruisig was, as jy saam met hom begrawe was, as jy saam met hom opgestaan het en nou saam met hom in hemelse plekke sit, het jy die volste reg om te redeneer en te funksioneer vanuit hemelse plekke. Die volste reg. Dit is jou plek. Jy hoort daar. Ja, maar jy weet, ja, maar ons fouteer en ons die en daai en die ander. Terwyl ek kapelaan in die weermag was, dikwels gehoor, ja, dominee, ook maar mens, ook maar sondig, jy weet, al die goede. Jy hoor die redenasie van, ek hoort nie daar nie, ek is nie goed genoeg om daar te kom nie. Ja, dis die waarheid. As worship leader, elke nou en dan, terwyl ek besig is om ouens in worship te lei, herinner die duiwel vir my aan goed wat ek hierdie week verkeerd gekry het. En dan sê hy vir my, terwyl ek worship lei, jy verdien nie om hier te staan nie. Oef. Hy het my gerol, eerste paar keer. My van my vrymoedigheid ontneem. Totdat ek besef, hey, niemand verdien om hier te staan nie. Enigiemand wat hier staan hier op sy verdienste. Nie op my verdienste nie. Tweede keer, derde keer, vierde keer. Ek het hom gewen, deur vir hom elke keer net te sê, is dit nie incredible? Jy's reg, ek verdien nie om hier te staan nie, maar is dit nie incredible? Hoe die genade van God by my foute verbykyk en my nog steeds vertrou, sy gees in my en op my kom sit, sodat ek onder die salwing van die Heilige Gees mense in 'n ervaring van die nabyheid van God kan inbegelei. Is dit nie fenomenaal van my God nie? Hey, so bevrydend. Wanneer jy agterkom, jy is waar jy is, nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat hy dit vir jou moontlik gemaak het en vir jou sê, jy het die volste reg om hier te wees. Dan verstaan ek Romeine 8:34 en Hebreërs 7:25, 1 Johannes 2 wat praat daarvan dat ons het 'n advokaat, iemand wat intree in die ek het, jy weet, die good cop, bad cop idee wat kinders partykeer het wanneer ma en pa hulle uitsort en dan's pa die rowwe een en ma's okay, never mind, sê good cop, bad cop. Jy kry iets van daai idee van God die Vader wat elke nou en dan deur die duiwel herinner word van hoe sleg ek is en hy sê, wat? Ek gaan hom in die hande kry. En dan Jesus wat sê, wow, kyk, die naal, my hande, nee, ek het. So, daai good cop, bad cop, ek het gedink, dis wat in die hemel aan die gang is. Maar dit is nie. Wat eintlik in die hemel aan die gang is. Elke keer waar die duiwel kom met een of ander skelmstreek, Jesus aan die regterhand van die Vader, is die bewys dat daai leuen my nie diskwalifiseer nie. Hy is die bewys, die mens wat op die troon sit, wat die troonkamer, die mens se natuurlike habitat kom maak het, daardie mens sê vir die duiwel, die mens hoort hier. Ongeag wat jy sê en doen, dit gaan daai plek nie van hulle ontneem nie. Ek weet nie of julle wat kinders het, paas gewoonlik kom op 'n plek waar Boetman so 'n bietjie groot vir sy stewels is en hy wil vir ma laat verstaan. Jy weet, ma weet niks, ma verstaan glad nie en hy roer vir ma met 'n paar keurige woordeskat en pa. Ja, meeste van dit ek het so ver gekom van deur my eie pa aangerand te word oor goed wat ek my ma toegesnou het.
Ek het eers later agtergekom, die keuse wat hy gemaak het, om met haar te trou, it trumps anything he ever loves and enjoys about me. In die hemele, die keuse wat Jesus gemaak het oor jou, oorskry enige waarde wat hy enigsins op enige ander geskape wese sou plaas. And when it comes down to you or something else that he has created, you win hands down. Jy, sy bruid. Jy, die wese van sy keuse om intiem mee te wees. Dis hoe hy jou sien en dis hoe hy jou opgestel het om te leef. Nog net 2 kolletjies en dan is ons klaar. The life I now live, I live by the faith of the Son of God. And now we've connected all of the dots. Wat beteken daar? Ek weet daar's verskeie vertalings en die een wat ek dink die naaste is aan wat ek glo Paulus wou sê is, the life I now live, I live by the faith of the Son of God. God vertrou my met homself. Julle onthou die storie wat Jesus vertel het van die nuwe wyn en die ou wyn. Jy sit nuwe wyn in nuwe wynsakke. Jy sit nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. Jy onthou daai storie, nee. Interessant, daar's 2 woorde in die Grieks vir die konsep nuut. iPhone, weet die iPhone. Watter een is die nuutste een? Nuutste iPhone? 17. Julle, iPhone 17. Hey, jof, okay. So julle het 'n nuwe iPhone. Goed. Wanneer het iPhone sy verskyning gemaak vir die eerste een? 2000 en wat? 1? Kom ons kyk gou op ons Samsung, wanneer het iPhone? As ek reg, het is rondom 2007, daar rond. Was het, is ek reg, 2007? Okay, as iemand vandag vir jou vra, het jy 'n nuwe iPhone? Het jy die nuwe iPhone gesien? Die woord wat hulle gebruik vir nuwe is iets van, hier is 'n opgegradeerde weergawe van 'n reeds bestaande ding. Maar as iemand jou in 2007 gevra het, het jy die nuutste of die nuwe iPhone gesien, het die woord nuwe iets anders beteken. Het jy daardie ding gesien, wat nou vars verskyn het, waarvan daar van tevore nog nooit so iets was nie? Dis die 2 woorde wat die Grieks het vir nuut. Die een is naios, dis die opgegradeerde weergawe van 'n bestaande ding. En dan is daar die begrip kainos. Hierdie ding het nog nooit van tevore bestaan nie. Hy het nou tot stand gekom. So wanneer Jesus sê, nuwe wyn in nuwe wynsakke, ons verstaan, nuwe wyn het te doen met die Heilige Gees, en die nuwe wynsakke het te doen met mense, gelowiges. So, om nuwe wyn in nuwe wynsakke te sit, watter een van die 2 sou Jesus gekies het vir die Heilige Gees? Naios, nuut opgegradeerde weergawe van 'n bestaande ding, of kainos, iets wat nou tot stand gekom het. Watter een van die 2 sou hy gebruik het vir die wyn? Naios, glo dit of nie? Die Heilige Gees gaan op 'n vars manier iets doen, maar dit gaan nie verander wie hy is nie. Maar hy gaan net op 'n vars manier nou betrokke raak en goed begin doen. Naios. Maar wanneer hy praat van nuwe wynsakke, watter woord het hy gebruik? Kainos. Die Heilige Gees gaan nou in iets ingegiet word, wat tot nou toe nooit bestaan het nie, wat nou tot stand gekom het. Paulus sê in 2 Korintiërs 5:17, as enigiemand in Christus is, met ander woorde, in sy kruisdood ingesluit,
in sy begrafnis ingesluit, in sy opstanding ingesluit, saam met hom in hemelse plekke sit. As enig iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, 'n kainos skepping. Hy het iets geword wat tot nou toe nog nie bestaan het nie. Antoinette, wat was jou nooiens van, as ek mag vra? Siebert. Daar het, voor julle troudag, wat was julle troudag min of meer? 93, okay. Voor 1993 het daar nie 'n Antoinette Verviers bestaan nie. Maar toe sy vir Henny ja sê, en haar handtekening op die trouregister sit, daai is ingedien by Binnelandse Sake en 'n nuwe identiteit is geskep. Antoinette Siebert het opgehou bestaan. En Antoinette Verviers het 'n kainos vrou geword, 'n nuwe skepping. She became something that didn't exist up until that point. Now, dis wat Paulus vir ons sê, I live by the faith of the Son of God. He trusts me. He trusts me. He believes in me. He believes in me so much that he wants me to be empowered by the same energy and the same person that empowered him to do what he wants to do. Jy is opgestel deur Jesus om werklik bemagtig te kan lewe. Ek gaan nie die res van die slides deurgaan, ek gaan daai net daar los en ek gaan land met een stelling. Romeine 8 vers 9. Die laaste deel van daai vers, van die vertalers doen hom letterlik en dan sukkel jy om jou kop om hom te kry. Van die vertalings sê, as enigiemand nie die gees van Christus het nie, hoort hy nie aan hom nie. If you want to translate that directly, he who has not the Spirit of Christ is none of his. Hy klink nie heeltemal Engels of Grieks nie. Dalk meer Grieks as Engels. Maar interessant dat daai stelling of daai manier van 'n ding stel word op 2 plekke in die Nuwe Testament sigbaar. Een van hulle is in Lukas 15 vers 17. Lukas skryf daar oor die verlore seun toe hy tot homself gekom het. Wat Paulus dan doen is hy vat daai presiese dieselfde manier van die Grieks gebruik tot homself en hy gebruik dit in Romeine 8 vers 9 en hy sê enig iemand wat nie die gees van Christus het nie kan nie homself wees nie. I don't know if you realize this, but you were designed to house the Holy Spirit. And if you choose not to house the Holy Spirit, you can never be yourself. You will never become what God intended when He created you. You will never become what Christ set you up to be, a kainos, nuwe skepping, as jy nie die Heilige Gees ook deel van jou self maak. Let me leave you to ponder. You're welcome to close your eyes and bow your head just for a moment as we wrap this up with a word of prayer. Here, dankie dat U ons kom bemagtig het. Deur U hemelvaart het U ons kom vat om saam met U te kom sit in 'n posisie wat U vir ons moontlik gemaak het. En Here, soos wat U ons na U woning toe geneem het, wil ons vandag as gemeente en as individue U dan bring in ons woning in. U het ons welkom gemaak in U raadsaal.
En ons wil vir u sê, Here, u is welkom in ons raadsaal, ons kombuis, agter die stuurwiel van ons motor. Here, u is welkom. Heilige Gees, soos wat ons gesing het, wil ons nou kom bevestig. Ons wil vir u ruimte maak, om u self in ons te kom uitleef. Dankie Jesus, dat u ons vertrou met die inwoning van die Heilige Gees. En dankie Vader, dat u ons gekies het, om u te verteenwoordig. En dankie dat u ons u Heilige Gees gee, om dit moontlik te maak. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.